Dis weer tyd vir ons weeklikse kuiertjie by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag gesels ek weer met Dr. Jamila en dit om uit te vind wanneer presies 'n mens 'n noodgeval op hande het en wanneer nie. So Dr. Jamila, baie dankie dat ons weer hier kan indoor. Julle is altyd welkom. Goed, so ek dink die groot vraag is, hoe weet 'n mens jou troeteldier is regtig siek en voel nie dalk met so 'n bietjie nie lekker nie? Jy moet kyk na byvoorbeeld as daar braking is en diarree is dit 'n kort episode of hou dit aanhoudend aan? Eet jou hond al vir 24 uur nie of is dit net nou een ete wat hy geskiep het? Ons almal het maar 'n afdaggie wat jy nie regtig lekker voel nie, dan is dit oukei. Dan kyk jy na hulle aktiwiteite. Is dit dat jou hond baie lerig is, dat sy roetine verander het? Al daai goedjies sê vir jou, hy's dalk regtig siek en hy het nie net 'n afdaggie nie en dan moet jy dalk plan maak om in te kom. Goed, so wanneer weet ons dan nou dit is 'n noodgeval? Nommer 1, moet asseblief nie, jy weet, bos gaan en begin paniek nie. Ry asseblief veilig na ons toe. Maar jy kyk byvoorbeeld na erge bloeding. 'n Snytjie met 'n bietjie bloed is nou nie 'n noodgeval nie, maar as daar baie bloeding is, maak nie saak van waar af nie, is dit 'n noodgeval. As jou hondjie konstant opgooi of diarree het, is dit 'n noodgeval. As hy langer as 24 uur nog niks geëet het nie, definitief 'n noodgeval, kom asseblief in. As hy net daar lê en hy reageer nie of hy sukkel om op te staan, definitief kom asseblief in. Honde met jou diep borskaste, soos jou German Shepherds of jou Alsatians, jou Great Danes, boerboele, selfs worshonde, hulle kan opgeblaaste maagies kry. Omdat ons as mens partykeer nou maar verkeerd eet en opblaas, dan dink hulle nie is 'n noodgeval nie, maar dit is een van ons erge noodgevalle wat mens kry. Daai maagie blaas op en kan draai en dan is dit lewensgevaarlik. So kom asseblief vinnig by jou veearts uit. Goed, so hoe gereeld sal jy voorstel, moet 'n mens dan by die veearts uitkom, net om seker te maak alles is nog in orde? As jy 'n klein hondjie het, maak seker dat hy 3 keer in sy eerste 12 weke van lewe by 'n veearts uitkom, sodat hy al sy entings gekry het. 'n Jong gesonde hond, 1 keer 'n jaar se check-up is 100% reg. As jy 'n ouer hond het, doen dit asseblief 2 keer 'n jaar. En as jy dan 'n hond het op kroniese medikasie, moet jy volgens die voorskrif by jou veearts uitkom. Goed, nou het jy dalk enige wenke van dit wat 'n mens by die huis kan doen om seker te maak ons troeteldiere bly gesond? Nommer 1 is voeding. Voeding is baie belangrik. So jy moet goeie kwaliteit gebalanseerde kos gee. Dan moet jy asseblief jaarliks by jou veearts uitkom vir check-ups en vir hulle entings, so ook parasietbehandeling. Kyk dan ook asseblief dat hulle gereeld oefening kry en stimulasie. Dit gaan hand aan hand. So jy kan baie speletjies by die huis speel. Jy kan byvoorbeeld lekkernye in die tuin wegsteek, dat hulle dit uitsniffel. Allerhande sulke goedjies om hulle verstandelik ook te stimuleer en te satisfeer dat hulle nie stout is of siek raak of enige sulke dinge nie. Hoe weet ek my troeteldier is oorgewig? So as jy 'n vuis maak en jy vryf oor jou hond se ribbes en jy voel elke ribbe soos jy jou knekels voel, dan is jou hond te maar. As jy oor die ribbes voel, jy voel net hierdie gedeelte, jy voel geen ribbes nie, dan is hy definitief te vet en moet jy weet ietsie daaraan doen. As jy oor die ribbes vryf en jy voel net so 'n ligte ribbetjie daarso, dan is hy perfek. Is daar miskien algemene foute wat jy gereeld raak sien wanneer dit by troeteldier-eienaars kom? Baie mense doen nie hulle navorsing nie en kry net hierdie hondjie omdat dit baie oulik is. Maar hulle gaan kyk nie wat se tipe gesondheidsprobleme hierdie spesifieke ras geneig is tot nie. Mense wag te lank. En dis 'n baie groot fout wat hulle maak, want as ek hom 2 dae terug gesien het, sou hy dalk nie hoef in ICU oor te geslaap het nie. Goed, Dr. Jamila, baie dankie. En sy het verwys na navorsing, maar moenie net staat maak op Dr. ChatGPT nie, kom maak liewer 'n draai hier by hulle praktyk. Tot volgende keer.